Goeiedag, liewe vriende. Ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel. Die Here maak 'n weg vir my. Ons lees in Handelinge 18 vers 9 en 10. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Sien, solank as wat die Here vir Paulus in Korinthe geestelike werk gehad het om te doen, het die woede van die samelewing teen hom ontbrand, maar die Here het dit teëgehou. Ja, sommige van die Jode het wel baie gelaster teen Paulus en teen die evangelie wat hy verkondig het, ja, selfs teenoor die bekering wat gevolg het. God het mag oor onstuimige harte, onstuimige situasies. Wanneer die grimmigheid van mense uitbars, kan die Here sake omkeer en lof aan sy naam bring, in plaas daarvan om sy kinders skade aan te doen. Kan ek jou vra of jy moontlik in 'n situasie verkeer waar iemand kwaad teen jou beplan? Jy kan in vrede die saak en situasie aan die Here oorgee, want hy het altyd 'n oplossing vir jou. Ons lees in Eksodus 15 vers 16, deur die grootheid van u arm was hulle, dis nou die Egiptenare, stom soos 'n klip, terwyl die volk deurtrek, Here, terwyl die volk deurtrek wat u verwerf het. Ons lees in Josua 2 vers 9, Rahab is hier aan die woord, en het aan die manne gesê: Ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Dit is nie 'n aangename ervaring wanneer mense teen jou opstaan nie. Ons almal het dalk al daardie woorde gehoor wat jou toegesnou word. Ek sal jou breek. Ek sal jou verwoes. Moenie vrees nie, gaan voort met jou werk en jou daaglikse pligte wat die Here aan jou gegee het, want die Here sal vir jou stry. In die Bybel vind ons etlike gevalle waar mense bang geword het, omdat hulle selfs vir hulle eie lewe gevrees het. Maar hulle onwrikbare geloof in Jesus se beloftes, in sy woord en deur sy profete, het hulle moed gegee. Ons lees in Psalm 34 vers 8, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en red hulle uit. Wie het al ooit gedink of gehoor dat 'n groot see 'n droë pad sou kon word, wat God geskep het om sy volk te verlos? Ons sing daardie bekende koortjie, ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak 'n weg vir my, as ek altyd heilig leef, sonde haat, na goedheid streef. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Is daar moontlik 'n situasie by jou werk of in jou huis wat vir jou onmoontlik blyk te wees? Neem die saak na God toe en staan terug. Is amper so hands off en kyk hoe die Here werk en gee aan hom al die eer vir die uitkoms. Jesaja 64 vers 4 lees ons, van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. Ons lees in Psalm 31 vers 20, hoe groot is u goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders. Here, dankie dat ons op u goedheid kan staatmaak, u beskerming, dat ons u naam kan aanroep
en dat U vooruitgaan om ons veilig te hou. Here, gee ons krag en wysheid om U saak aan mense te verkondig. Amen. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.